In hierdie gedeelte besoek ons Montetjie. Dit is in die Brede Riviervallei en aan die westelike kant van die Klein Karoo. Ek drink jou muscadet. Ek sit hier op my rusbank, my voete op die springbok. Maar eers stop ons op die Huisrivierpas vir 'n koppie koffie. Ons gaan bly in Montetjie by in die Karavaanpark. Ons besoek die pragtige brug daar, die uitkykpunt waar meer as 52 spesies voëls is. En ons stap rond in Montetjie, soek eetplek, besoek die oudste posbus en dan en toe vlieg ek agteroontoe met die drone en toe vlieg ek in 'n boom in. En dan sluit ons kuiertjie af by die Engelse fort wat gebou is in 1899 tydens die Anglo-Boereoorlog. Welkom by hierdie episode van Spore. Mire is vol advertensies. Montetjie Karavaanpark is onder privaat bestuur en het 'n 3-ster gradering. En as jy natuurlik nie hou van kamp nie, is hier ook ander akkommodasie, pragtige houthuisies en ook backpacker akkommodasie. Daar is ook natuurlik 'n pragtige dam om te besoek. Hier kan jy na die voëls kyk of na die lange berge wat Montetjie omring. Dit is pragtig, hè? En vir 'n bietjie ontspanning kan jy natuurlik die trapbote op die dam ook gebruik. Hier is 'n warm swembad of 'n koue swembad, afhangende van jou keuse. Dan is ook die appelkoestal. Hier kan vakansiegangers, kampeerders lekker saam kuier. En langsaan kan jy TV kyk of 'n bietjie pool speel. En dan as die kinders 'n middagslaapie vang, kan pa en ma supertube ry. Ons sluit dan ons eerste dag af met aandkoffie. Dis mos maar die gebruik. Die volgende dag gaan ons 'n bietjie rondloop. Ons gaan besoek die Montetjie Pedestrian Bridge wat in 2012 opgerig is. Hierdie brug was noodsaaklik. Hy is oor die Keiserivier wat gereeld oorstroom het. En as hy oorstroom, dan is die Karavaanpark selfs onder water.
Ons ontdek hierdie kerkie. Hy is sonder leraars, maar nog steeds word daar op 'n gereelde basis dienste gehou. Een besoek aan die Leiwaterdam is 'n moed. Hier is 52 voëlspesies al waargeneem en 'n skuiling is deur die privaat sektor opgerig vir jou gerief. Montetjie is 'n dorp met 24 gerestoreerde nasionale monumente, met verskeie argitekture en 'n Engelse fort wat terugdateer na 1899 gedurende die Anglo-Boereoorlog. Montetjie is natuurlik bekend vir sy vrugte ook en sy plaaslike kruie, die pragtige rotsformasies en die water of warmwaterbronne in die omgewing. Every bound, they the move her down. Everybody the move her now. Everybody the move her now. Ons gaan soek iets om te eet by die Country Kitchen Farm Shop. Binnetjie. Okay, ons het nou gekom vir die wafel met die eier en die bacon en alles wat Salie vir ons laat ry het vanaf Oudtshoorn na Montetjie toe. En nou maak hulle dit nie meer. Hulle maak dit maar net vir pudding. Ja, maar nou is daar roomys op. Ons daar roomys op. Nee, maar dit kan ek by Milky Lane gaan eet. Kan ons nou nie van Oudtshoorn af hier na toe ry om roomys te kom eet. Wat dink jy van die karavaanpark? Klasse karavaanpark. Ek dink dit is lekker. Ek dink dalk mense staan bietjie naby aan mekaar. Maar dis maar 'n karavaanpark is. Maar daar is soveel staanplek wat hulle jou kan laat staan. Absoluut. Hulle maak 'n ou vol van 'n kant af. Ek dink dis hoekom daai een ou toe nou Ja. bo op die punt gaan staan het. Ons kon dit ook gedoen het. Ek dink hy het hom gewip. Ja. Ja, ek dink ek moes my ook gewip het en aan een kant gaan staan. Maar die ablisieblokke is baie nice. Dit lyk amper asof hulle dit oorgedoen het. Ja. Die hele plek, ja. Maar dit is moderne teels en alles. You know the name Windgat in Afrikaans? Windgat? Yes. That's very, how can I explain it? Ketchup. Yeah, well this is very chuffed then. Is it? Very Windgat. Thank you so Make it much. here. Thank Shelf. you so much. So like I said, they're all homemade. My number one favorite is this one. So the peri peri is not like hot as the peri peri from Nando's. It's actually a little bit spicy, but it's nice and tasty. Okay. So it's more flavor. Yeah. And then also tomato chili jam, that's the bit hot one. And then we have got the granise mustard. Most of the customers, they also prefer love that that, one. yeah, Yeah, they yeah. love that one. Sweet. Especially, it's
It's not Little like bit, sweet, yeah. It's yeah. more like traditional, but it's a bit sweet, yeah, for sure. Is dit nou soliede Een solide chocolate. Dus je moet net een klein hapje gaan. En dan bij jong. Ek proe. Soos daai cheap chocolate wat jy koop. Meer soet as iets anders. Dier chocolate, trust me. Die pryse is duur, maar die chocolate. Die naam Montetjie beteken Sharp Mountain or Pointed Hill. Dis ook bekend as the Mountain Mecca van die Kaap. Dit lê tussen die lange berge en is omring met die Keisi en Kingna rivier. En by Kerkstraat 18 kom jy voor Eerste Pos. Dis 'n groot rooi posbus wat jy herinner aan die handpos briewe van Tuka se dae. Vandag word hier bier gebrou. Hier sit ek nou by die skool op Montetjie. Ek het nou die kerk afgeneem. En toe vlieg ek agteroontoe met die drone. En toe vlieg ek in 'n boom. Nou sit te wag ek vir die munisipaliteit om gou vir my die drone te kom afhaal. Eerste keer in 3 jaar wat ek met 'n drone in 'n boom invlieg. Maar gelukkig voordat die munisipaliteit kon opdaag, was daar 'n persoon wat bereid is om in die boom te klim. Hy sou 'n tak afsaag om die drone terug te kry. En by die kampplek het 3 handig inspanning sit en wag en vir my bederf met ietsie lekkers. Die bekende Thomas Bain het 'n pas gebou wat voorheen nie toeganklik was nie en het dit deur die Kogmans Kloof gedoen. Hy het 'n tonnel deur die kloof gebou wat vandag bekend staan as The Hole in the Rock, ook bekend vir die deurgang na die Klein Karoo. Ek is nou hier by Montetjie, buitekant Montetjie, waar jy onder deur 'n tonnel gaan. Is hier 'n fort bo-op. Ek wil gou kyk of ek daar by die fort kan uitkom. En gaan kyk hoe lyk dit daarso. Dis redelik styl hier op. Hier sien ek hier ram nou al trappe. Wat hulle maak hierso. Maar dit is 'n bietjie makliker maak om hier uit te klim.
Ons is amper bo. Magies. Kyk het hierdie uitsig. Als die moeite werd. Daar onder staan. Daar staan die hande vir jou wag. Ja. Jy kan julle sien hoe ver het hierdie of hoe breed het hierdie rivier geloop hierdeur. Ongelooflik. Dis nou met die vloede onlangs. Ja, is dit die fort. Kom ons gaan kyk. Wat 'n pragtige plek. En jy loop die pad onder jou deur. Nou ja, hier is ons binne nou. Hierdie manne natuurlik nou gelê en wag. Skiet gaatjies. Nou ja, waar is die vuur? Dat is hoe een blaas. Bam! Natuurlijk is er bly nog 'n mannetjie ook. Ek wonder wat sal dit nou wees.